Hallo julle, rooi wat? Dis daai tyd van die week. Dis weer tyd vir nuus in 'n nutshell. Met julle favourite, Friskie Mariski. Dis altyd nuus in 'n nutshell. Trots geborg deur Holle Afrika se klub Mau. Link in my bio, gaan speel responsibly. Dit's nuus hierdie week, wel die City of Tshwane lyk vir my wil met almal beklei. Eerstens, skop die week af met 2 moerse vure in Pretoria, okay? Die een is 'n tyre factory daar in die weste en toe was daar 'n huis, 'n grasstokhuis wat ook aan die brand geslaan het. Long story short, die volunteers, dit is jou Sinneville brandbesprydings-vereniging, Fidelity, Laudium sit, even die Alpies rivier volunteers, maar long story short, toe die volunteers op die scene kom, het die City of Tshwane hulle weggewys. Intussen het altoe hierdie vure al 2 keer weer vlam gevat, okay, en die hele, kom ons sê, westelike deel van Pretoria is basically onder rook, want hierdie vuur smil in sy moer, okay, en vir my die briljantste deel van al hierdie is dat die City of Tshwane steeds glo dat hulle hierdie goeders alleen kan handle. Okay, julle, and I quote, die City of Tshwane het gesê, ESD, dit is nou die Emergency Services Department, had sufficient capacity on site, which included 57 firefighters, 7 command staff, 5 water tankers, 2 command vehicles, 2 foam tenders, 2 rapid intervention units, and 5 additional water tankers. Nou het hulle gesê hulle is in die laaste proses om die vuur uiteindelik uit te sit, en die volunteer sê dat hierdie rook wat in die lug rondhang, kan die mense tot en met maandag verwag. Dit smoke will only clear by Monday. Volgende op die City of Tshwane se lys van gevegte is Kleinfontein, okay? Julle almal ken Kleinfontein, dis ons Afrikaner gemeenskap net buite Pretoria wat onafhanklik van die stad af operate. Hulle het in 'n moerse bekgeveg gekom en die ding kom al jare, want apparently het die hof Kleinfontein as 'n illegal informal settlement gelys en die City of Tshwane het toe verder in die hof gaan beklei en 'n dringende aansoek gebring dat hulle nie meer langer stands, developments, shares of enigiets anders se mag verkoop tot verder notice nie. Kleinfontein natuurlik stryd dat hulle omtrent heeltemal onafhanklik is van die stad en hulle kan nie insien hoekom die stad hulle so boelie nie. Hulle meen die Stad of Tshwane, wil ontslaa raak van die Afrikaner volk. So daai fight persist. En last but not least, wat sal 'n week wees as die DA en die Meyer, aka dan die City of Tshwane nie in 'n mekaar se hare is nie. Vroeër hierdie week het 'n Meyer 'n press release uitgesit wat gesê het hulle het 91,000 straatligte reggemaak. Toe kom jy sê bullshit, dit kan nie so wees nie. Want aan die einde van Julie het die Meyer gesê dat 20,000 streetlights werk. So dit is basically onmoontlik om in 2 maande se tyd 70,000 ander te laat regmaak. Anyways julle, that's a wrap vir nuus in 'n nutshell, of 'n wrap vir die stories wat ek hierdie week amusing gevind het. Like, share en comment vir meer Afrikaanse alternatiewe nuus wat so lekker vertel word, jy sal dink is 'n kinderstorie. Nuus in 'n nutshell, geborg deur Klap Mau. Okay, bye!